Altyd vir my een groot besonderse voorreg om saam met jou te kuier. Begin van 'n nuwe week en ek glo dat vanaand ook 'n sessie sal wees wat jy hoor, maar ook vat. Jy sal my naam, of jy sal my nommer vind op al die platforms en ek wil jou uitnooi om met liefde vir ons, maar net jou naam en van te stuur. Ons laai op die groepe en ons deel daagliks ons dagstukkies en vanaand se boodskap ook so op die groepe. 'n Nuwe begin is daaroor al verskriklik baie gepraat. Ek dink ons kan getuig van horde gevalle wat ons na boodskappe geluister het en moontlik dalk uit my eie mond uit hoeveel keer ek al gepraat het oor elke man en vrou moet in hulle lewens by 'n plek kom om 'n streep te trek en dan te sê 'n nuwe begin. Na 'n tragedie, mislukte poging of 'n egskeiding is die een ding wat mense die meeste na smag, is 'n kans om weer van voor af in hulle lewens te kan begin. En nie almal kan altyd 'n nuwe begin maak nie, want die gevolge van party mense se keuses is van so 'n aard dat hulle net nie van voor af weer kan begin nie. En baie keer is dit een van die moeilike plekke om te wees. En Vader, vanaand is my gebed dat U by hierdie man en hierdie vrou sal stil staan en hy en sy ook sal beleef en besef wat U vir hom en haar instoor het. Here, vanaand wil ek dankie sê vir elkeen wat luister, dat sy oor sal open om in te neem. Dankie dat ons seer en ons pyn en ons ongeluk en ons trane vanaand by voete kan kom neersit. Dankie dat ons vanaand sommer maar net kan kom om te sê, kom ons Skepper Gees, kom vul ons met U Gees. Here, en deel in my lewe en in my hart wat nie in lyn is, Here, met U wil vir my lewe nie, bid ek vanaand dat U ook so by ons elkeen sal kom stilstaan, sal bedien en sal aanraak. Dankie dat ons vanaand ook met dit kan deel wat ons terughou. Dankie dat ons kan deel met dit wat ons ontneem vir so lank in ons lewens van oorwinning en deurbraak en selfs om aan te beweeg in Jesus se naam. Amen. Ek het al baie oor die onderwerp om oor te begin en 'n nuwe begin gesels en veral ook so die begin van 'n nuwe jaar is dit altyd so, want baie mense wat so verkeerde besluite geneem het en die gevolge van hulle keuses dra, sal nie weer dieselfde fout maak as wat hulle 'n tweede kans gegee word nie. En ek dink jy is dalk daar waar jy sê, ek kan net nie weer oorbegin nie, ek kan nie weer 'n fout maak nie. En ons is mos as Suid-Afrikaners lief daarvoor om veral in die begin van 'n jaar en nuwejaarsvoornemings te maak, om te sê ek gaan dit nie weer doen nie. En volgende jaar maak ons maar net weer nuwe jaarsvoornemers en iewers te langs die pad op ons ou paadjie, dan besef ons dat ons uit die bus uitgeval het en dan begeer ons om weer van voor af te begin. En dalk is dit waar jy sit nou is, in hierdie situasie waar jy jouself in bevind, om net weer kan oorbegin. Net nie weer dieselfde foute te maak nie. Mag jy vanaand ook sommer maar net beleef en ervaar hoe God ook uitreik na jou toe, deur om te kom net soos jy is. Jy weet, Jakob en sy ou dierbare vroutjie, 2 kinders gehad en hulle jongste, of hulle het, hy het heel wat kinders gehad, en die jongste se naam was Josef, wat in Hebreëus beteken, en daar sal bygevoeg word. En dis die beginsel in God se woord. Hy sê Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. En die Bybel sê ook dat aan die
wat het, sal meer gegee word. Maar die voorwaarde vir jou en my in hierdie dag en uur is om gehoorsaam te kan wees, want Josef se pa het hom meer as sy broers lief gehad, en hy het dit bewys deur vir Josef hierdie mooi, kleurvolle mantel, 'n kleed te maak, en Josef het hierdie baadjie aangetrek, en waar sy broers was, het hy gespog met dit wat hy dra, en dan het hulle klere 10-10-1 gelyk soos Pep Store sinne en nie soos Woolies se klere of Edgars se special brands nie. Wel, hulle goed het dalk gelyk of het so 'n bietjie van die koöperasie afkom in vergelyking met Josef se goed het al van Hyde Park en Sandton. Maar wanneer Josef in die straat afgeloop het, kon almal sien dat Josef eintlik sy pa se oogappel was. Want hierdie kleed was natuurlik 'n uiterlike manifestasie van sy pa se liefde vir hom. En as ek na hierdie baadjie kyk en hierdie kleed wat hy gedra het, dan kon almal sien dat sy pa trots was op Josef. Josef se broers het eintlik hulle begin strip vir hom. Hulle was ongelukkig gewees. Hulle was woedend, en jy kan maar die gedeelte gaan lees, daai afguns en jaloesie wat in hulle harte was, en hulle het iets begin bou in hulle harte en in hulle lewens, en dit het begin oorneem. Ek wil vir jou sê, wanneer jy stilletjies in die geheim iets koester, gaan dit een of ander tyd begin uitkom en manifesteer. As jy bitter is, moet jy gesond word. As jy met goed loop, moet jy met dit deel. Josef het hierdie wonderlike droom gehad, ons ken dit van kindsbeen af, en hy het nooit sy mond gehou om vir sy broers te vertel wat hy beleef en ervaar nie. Hy was so 'n bietjie voortvarend, en hy was dalk so 'n bietjie voor op die wa gewees, mooi hart gehad. Maar hy gaan vertel vir sy broers, dat hy sien dat hulle almal soos gerwe voor hom gaan neerbuig en aan hom eer betoon. Sy broers het toe amper 'n aar in hulle koppe gebars. En Josef kry 'n tweede droom. En hy kom en hy sê, ek sien hoe julle voor my neerbuig. En op 'n dag stuur Jakob vir ou Josef om, vir sy broers, aan sy broers aan hom verslag te doen, om te sê, wat doen hulle? Toe sy broers hom sien, sê hulle, hier kom hy ou dromertjie. En weet jy wat, dit is eintlik vir my so hartseer, dat dit juis ander gelowiges is, medegelowiges, wat die spot dryf met ander kinders van die Here wat God gebruik. Jy sal my nooit hoor sommer 'n ander gelowige, en 'n ander spreker en prediker aanspreek, of op hom neerkyk, en ek kyk altyd na die telbord, en as hierdie ou vir Christus groot werk doen, doen hy dit dalk anders as ek? Hy sê ek doen dit anders. Die koninkryk van God kan nie skade ly nie. Maar Josef se broers kom en hulle kom stroop Josef van sy kleed. Hulle het sy identiteit, sy eer en sy pa se liefdesbewys wat sy pa aan hom gegee het, van hom gestroop. Ek wil vir jou sê, as jy nou kyk en luister, dat jy is besonders, en jy het 'n besonderse identiteit. En God se plan is nie klaar met jou nie. En daarom wil ek vir jou sê, dat jy moet nooit ophou droom nie. En baie van ons Suid-Afrikaners se identiteit en ons waarde as mans en as vrouens is as gevolg van politiek, as gevolg van geskiedenis, van jou en my gestroop.
is van ons weggevat. En ons as Afrikaner nasie word so in hierdie land gestroop, dis eintlik nie waar nie. Dat ons eintlik moet uitreik na ander lande toe. Josef kon gedink het, Here, in hierdie drome wat U vir my gegee het, het U aan my bekend gemaak, dat hulle voor my gaan buig en was daar nêrens 'n pitstop langs die pad nie. Dat ek iewers in 'n put moes beland nie. U het nie vir my in 'n droom gewys nie. Jy sraak vanaand en jy sê vir my, Stef, maar die Here het so al hierdie beloftes gehad en ek kan nie verstaan hoekom ek nou hier sit nie. Josef was in dieselfde. Hy het ook 'n pitstop gehad. Iewers in 'n put gesit. En ek was nêrens in my droom was vir my ooit gesê dat die pad na die paleis toe gaan ek gestroop word van my identiteit en gaan my stem vir baie lank stil gemaak word nie. Ek dink Josef het in 'n redenasie baie keer gewees. En nou sit Josef en hy voel soos 'n niks. Hy voel soos 'n deugniet. En hy kom dalk soos ek en jy baie keer wanneer dinge nie reg loop nie en wonder ons, is ek nog in die wil van die Here? Is dit God se wil hierdie? En ewe skielik sien ek Josef verlang terug na sy waarde, na sy identiteit. En moontlik is jy daar nou, as man, as 'n vrou wat verlang na jou identiteit en jou man wees, jou vrou wees. En Josef is nou, hy's nou nie meer sy pa sy oogappel nie. Hy voel nou soos El Chipo. Hy voel verban en verkoop. Ek wil vir jou sê dat, en jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê, slegte goed gebeur met goeie mense ook. En is dit altyd omdat jy verkeerd leef of jy gesondig het nie. Ek het agtergekom in my lewe dat baie keer vat die Here my deur 'n proses en om my te vestig waarsonder hy ons nie kan gebruik nie. En baie keer moet daar nog 'n bietjie van hierdie stysel uit my uitval en uit jou uitval. Josef word later aan Potifar verkoop en hy was hierdie hoofdienaar van Farao. Moontlik het jy al hierdie verhaal gehoor. Ek wil jou weer eens daar herinner vanaand. Want hy het 'n vroutjie gehad, ou Potties, wat oortollige hormone gehad het. Kyk, sy kon vir ou Josef net nie uitgelos het nie, want die woord sê Josef was 'n man mooi van gestalte en mooi van aansien. As God sê dat hy 'n mooi man was, glo ek dat hy 'n mooi man was. 'n Nuwe vertaling sê dat hy was mooi en by dit sê die nuwe vertaling ook dat hy was fris gebou. Die Bybel sê niks oor 'n Potties nie. Hy het 'n ou bierpensie aan hom gehad. Moet jy nie weet nie. 'n Potties se vrou het hierdie hinks met al sy perdekrag raak gesien. En het vir Josef daagliks gesê, ag, kom slaap 'n bietjie hier by my, kom oor en na my toe. Sy het dalk vir hom op WhatsApp 'n boodskapie gestuur. En dalk vir hom, jy weet, 'n paar mooi videoetjies gestuur en te sê, liefdesverklaringe maak. Vir party sal dit soos musiek in die ore klink, maar party mans wag nie eers so uitnodig nie. Hulle nooi hulle sommer self oor. Hoe weet jy? Wel, ek het 'n spreekkamer waar baie kom sit en my baie dinge vertel. En dit is hartseer. Josef het ook oor in sy kop gehad en natuurlik het Josef ook baie hormone gehad, maar hy gee nie toe nie. Ek kyk na Josef en hy antwoord daar, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en teenoor God sondig? Josef het weer nuut begin, nadat hy eintlik van sy identiteit en van sy waarde gestroop is deur sy broers wat hom in 'n put gegooi het en verkoop het. En hier staan Josef nou net op in sy lewe. Dit begin nou net met Josef goed gaan. Hy het al die rede in die wêreld gehad om teen sy broers 'n wrok te koester. Maar weet jy wat Josef gemotiveer het
om nie in hierdie gat te bly nie, maar was om nuut te kan begin. Is omdat God met hom was. Gaan lees Genesis 39. Ek wil jou uitnooi om uit die put uit te kom vandag. En toe sy Heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis. Nou moet jy weet, 'n ander kultuur, 'n ander land, 'n ander godsdiens. Gaan lees Genesis 39 vers 3. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat hy in sy besit gehad het, aan hom oorgegee. Dis mooi. Ek wil vir jou sê, dat al gebeur iets slegs met jou en mense skryf jou af of dalk versprei hulle leuns van jou, wil ek vandag vir jou iets sê om nie jouself te wil verdedig nie. Verdedig eerder God se woord. Sy woord sê dat wanneer ander jou verkeerdlik beswadder en van jou sleg praat, moet jy hulle seën, sodat God namens jou die stryd kan stry. Jy sien, die Here was met hom, voordat Potifar se vrou hom verlei het. En dis hoekom hy nie kon begin. Jy sien, God sê dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit verlaat nie. En daar is een ding wat jy, meneer, mevrou, vandag moet besef, is dat God is met jou. Hy is met jou. En ek kan dit nie oorbeklemtoon nie, maar jy moet vanaand by so 'n plek aankom om jou identiteit weer terug te vat in Christus Jesus. Verstaan jy hoekom ek so entoesiasties is oor God se plan en God se doel vir my lewe en vir ander se lewens? Want die woord entoesiasties kom van 2 Griekse woorde wat in God beteken. Jy sien, ek is entoesiasties oor God se woord, want God se woord is die wenner. En ek het vir baie lank al besef dat mense dit mis in hulle lewens, want hy wil in homself iets wees, hy wil in homself 'n wenner wees. Ek is in God meer as 'n oorwinnaar. Ek is entoesiasties oor gebed, want dit is deur God geïnisieer en nie uit iemand se duim gesuig nie. Ek is entoesiasties oor sondebelydenis vandag, want God is vinniger om te vergewe as wat ek en jy kan vra vir onvergifnis. Ek is entoesiasties en ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê oor God, want hy is die bron van entoesiasme. Hoekom sê ek vir jou al hierdie vandag? Ek sê dit vir jou om weer jou stem te laat hoor en weer op te staan en weer opgewonde te raak ten spyte van jou storm, ten spyte van dit wat jy in is. Dis hoe Josef aangehou het en nie teruggekyk het nie. Dit verstom my as mans en vrouens, as gelowiges wat vir jare die Here dien, en hulle lyk nog steeds soos tussen die vloer en die politoer. Hulle lyk nog steeds soos Piet Verdriet. Vir hulle is lag 'n sonde. Om selfs net te glimlag is te veel gevra. Dis hoekom baie mense nie weer van voor af kan begin nie. Daar is 'n Engelse gesegde wat sê, en ek wil jy moet hoor wat ek nou vir jou sê, attitude determines altitude. Jy sien, ek kyk hierna en Josef het guns gevind en die Here het hom aansienlik suksesvol gemaak. En Josef se broers het wat hy gehad het van hom weggeneem. En jy gaan dalk nou deur 'n stadium in jou lewe wat baie van jou geroof is. En hier sit hy en het voel of hy gedemout is.
Hulle het sommer vir hom 'n besluit geneem. Maar omdat God met Josef was, het hy weer 'n verhoging gekry. En as ek sê verhoging, dan praat ek het God hom weer verhoog. God het hom weer promote. Gehoorsaamheid. En dis wat ons baie keer mis in ons lewens. Gehoorsaamheid aan God se bevele in jou en my lewe en deur jouself in te rig volgens God se woord, sal God jou en my altyd uit 'n situasie uithaal en ons op 'n platform plaas, sodat ek en jy bevorder kan word, op God se tyd. Jy sien, toe Josef aangestel was oor die huis van Potifar, en oor al sy besittings, het die Here die huis van Egipte geseën, terwille van Josef. En hierin is iets groots wat ons baie keer mis, want ek hoor te veel mense wat vir my sê, ek kan nie weer van vooraf in hierdie maatskappy begin, of by hierdie plek gaan werk nie, want hierdie baas wil niks van God te doen nie, en hy is 'n ongelowige. Dink jy God het Josef in 'n Christelike huis geplaas? God het Josef na huis toe gestuur, wat sy naam nie eers genoem was nie. Jy sien, Potifar, sy huis het God nie eens eerbiedig nie. Nie eens te praat van die volk nie, waar Josef tans toe was. Want jy sien, die beginsel van God se woord was nie daar te sprake nie. God wil ons juist tussen mense, vir jou en my, tussen mense plaas wat hom nie ken nie, sodat ek en jy 'n getuienis vir God kan wees op die markplein. Al sit God jou in 'n maatskappy vol moslems, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Anders moet ons die bladsy uit ons Bybel uitskeer. As dit God se wil is dat jy daar is, wil ek vir jou sê, is God wakker oor sy woord om dit sorgvuldig na te kom en te volbring in jou lewe. God was nie in Potifar se huis nie, totdat hy saam met Josef daarin gestap het. Kragtig. Ek sit en ek dink hieroor. Besef jy, Jesus leef in jou. Van die oomblik wat jy in 'n maatskappy instap wat God nie dien nie, is God daar omdat God met jou en met my is. Potifar was geseënd, nie omdat hy in huis was nie, omdat God met Josef was. En ek wil vir jou sê, God is met jou. Dis tyd dat maatskappye geseën word, omdat kinders van die Here se teenwoordigheid van God saam met hulle daar is, sodat gelowiges geseën kan word. Wel, Potifar se vrou het Josef aan sy kleed gegryp en sy het dit afgeskeer. Hy vrou was 'n robbergirl. En sy hou toe daai kleed as 'n bewys dat Josef gefouteer het. Net toe kom Potifar ingestap en hy sê, wat het jy aangevang? Hoekom staan sy met jou kleed? Potifar het Josef gaan haal en sonder om hom 'n kans te gee, om net in die tronk gesmyt. En jy sit nou en jy sê vir my, Stef, sjoe, weet jy, dit voel soos my lewe. Dit voel soos my storie wat net in 2026 vertel moet word. Ek het nie eens 'n kans gekry nie. Ongeregtigheid. Ek wil vir jou sê, toe Josef in die tronk beland het, was hy nie alleen nie. God was saam met Josef. En ek wil vir jou een ding sê, God is nie
God is glad nie skaam om saam met jou te wees waar jy ook al mag gaan nie. Solank jy en ek net in geregtigheid voor hom wandel. God was nie skaam om saam met Josef in die put te wees nie. Hy was nie skaam om saam met hom aan die Ismaeliete verkoop te word nie. God was nie skaam om saam met Josef in die tronk te sit nie. Hierdie keer was Josef nie net van sy identiteit en sy waarde gestroop nie. Josef was van sy reputasie ook gestroop. Weet jy hoeveel mans en vrouens in hierdie land veg net om hulle reputasie te bou? Wel, in Filippense staan daar in hoofstuk 2 vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus was. Hoor wat sê hy? Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, om aan die mens gelyk te word. Sjoe! Hierdie is kragtig. God gaan nie jou reputasie verdedig nie. Josef was gestroop van sy identiteit, hy was gestroop van sy waarde, hy was gestroop van sy reputasie, maar die een ding wat hulle nie van hom kon wegvat nie, was die goddelike karakter in Josef se lewe. Reputasie is dit wat jy wil hê, mense van jou moet dink, wat jy nie is nie. Dis reputasie. Karakter is wat jy is wanneer mense nie kyk nie. Wat 'n karakter het jy? Wat 'n karakter handhaaf jy en openbaar jy? Karakter, wil ek vir jou sê, Boeta Sissa, word nooit gebou wanneer dit net goed met jou gaan nie. Karakter word gebou wanneer jy deur vurige omstandighede gaan. Wanneer daai bootjie besig is om te sink, wanneer jy voel jy alles besig is om te verloor. Josef ontmoet toe vir Farao se skinker en se bakker nogal op een van die weirdste plekke in die tronk. Al was Josef in die tronk, as ek deur die gedeeltes lees, dan sien ek dat Josef was vry, al was hy in 'n gevangenis gewees. Want waar die gees van die Here is, daar's vryheid. En jou omstandighede kan dalk lyk of jy vas is, maar in Christus is jy 'n vry man en is jy 'n vry vrou. Josef het gesien dat die twee manne se gesigte hang. En hy gaan sit daarby en hy sê vir hulle, wat gaan aan? En hulle sê, ons albei het laas nag gedroom. Hy sê, het julle skaapvleis geëet of wat? Want ek het nog nie gedroom nie. En hy sê, vir julle kan my niks van drome vertel nie. Ek dink al het om so gekyk, toe sê hulle vir mekaar, hard maar sag, maar jy sit dan nou in die tronk, as jy dan hierdie mannetjie is, wat jy sê jy is. Sien jy, hier kom Josef, hier kom God se karakter, die goddelike karakter uit, terwyl hy in die tronk sit, die onselfsugtigheid. Dink jy nie, hy kon al lankal vir God gesê het, hoekom buig niemand dan voor my neer nie? Hy het nie omgegee oor sy drome nie, want hy het dit aan God oorgegee. Het jy 'n droom, gee dit aan God. Het jy 'n behoefte, gee dit vanaand aan God. Gee dit vandag aan God. Hy was besig, Josef was besig om die wil van God te doen. Hy was besig om dit uit te voer. Nie om aan sy eie koninkryk en sy eie reputasie te bou nie. Want jy kan nie al twee gelyktydig doen nie. Maar ek kyk hier na hom en God is op soek na manne met karakter wat nie van hulle self 'n reputasie wil bou nie,
maar die koninkryk van God tot gestalte wil bring. En ek glo God is besig om iets in ons eie midde te doen. Weer manne op te wek, vroue op te wek, manne wat nie omgee van waar hy vandaan kom en wie hy is nie, maar wat die karakter van God het. En vandag wil ek vir jou sê, om die karakter van God te behou in jou lewe en volgens dit te groei. Te midde, te spyte van wat ek en jy deurgaan. God gaan jou en my opwek en sy gees uitstort soos nog nooit. Hy het dit uitgestort. Maar hy wil jy moet dit vat en jy moet dit uitleef sodat ander dieselfde behoefte en begeerte sal kweek om by God uit te kom. Hierdie skinker vertel toe van sy droom waar daar 'n wingerdstok voor hom was en hoe daar 3 ranke uitgegaan het en dit het skaars gebot en dit het sulke groot trosse druiwe gedra. En hierdie beker van Farao sê hy was in my hand gewees. En ek het hierdie druiwe geneem en dit in die beker in die hand van Farao gegee. En Josef het hierdie droom noukeurig uitgelê en vir hom gesê dat binne 3 dae, dat hy weer binne 3 dae herstel sal word in sy posisie, aangestel in die koningshuis. Hierdie bakker kom toe ook en hy vertel toe van sy storie van hierdie wit brood op sy hoof en hierdie boonste mandjie was allerhande eetware vir Farao deur bakkers klaar gemaak en die voëls het gekom. Julle ken hierdie verhaal en hulle daar uitkom begin pik. En Josef het sy droom ook uitgelê. En hy het vir hom gesê, binne 3 dae gaan jy ook aan 'n paal hang. Sjoe. En die voëls gaan jou vlees kom wegpik. Binne 3 dae het alles gebeur soos wat Josef geprofeteer het. En Josef sê toe vir hierdie skinker, hou my tog net 'n bietjie in gedagte, moenie van my vergeet nie. Maak net so 'n bietjie melding daar by Farao van hierdie man. Die woord sê hy het baie lank gesit. En sit jy dalk nou in 'n vurige situasie en jy voel jy het niks verkeerd gedoen nie en jy sê vir ander, ek kan nie verstaan wat aangaan nie. Stef, hoekom moet dit met my gebeur? Ek het God lief, ek bring dankoffers na die Here toe, ek kyk na ander, ek het God lief, ek doen wat reg is en nogtans kan ek nie verstaan hoekom dit nie met my goed gaan nie. Ek hoor dit elke dag. Hoe is dit moontlik? Dit is moontlik omdat God besig is om iets te doen waarvan jy en ek nog niks weet nie. God is besig aan jou saak. God hoef nie elke keer aan jou te verduidelik en aan my te verduidelik waarmee hy nou mee besig is in ons lewens nie. As hy elke keer moes verduidelik, sou daar geen geloof van jou en my kant af ooit hoef te gewees het nie, want dan sou ons mos geweet het, want dit is net geloof behaag wat God behaag. Dis wat God behaag, is jou geloof. Hoeveel keer het jy nie al vir jou kind 'n opdrag gegee sonder om vir hom te verduidelik hoekom hy dit moet doen nie? En weet jy wat God weet dat jy nie nodig het om te verstaan nie, maar net om gehoorsaam te wees. Om gehoorsaam te wees. Hierdie skinker het 'n paar jaar van Josef vergeet. Ek gaan nou iets sê en jy moet my nou mooi hoor. Moenie probeer om God se wil te laat geskied deur iemand anders te gebruik nie. Eers na 'n paar jaar kry Farao 'n droom wat niemand kan uitlei nie. En skielik onthou hierdie skinker van Josef. Jy sien, Farao het vir Josef laat roep en hy het hom geskeer en het hom 'n nuwe kleed laat aantrek, klere aangetrek en die eerste ding wat hy vir hom gee toe hy hom aangestel het, tweede in bevel, was 'n nuwe kleed. Verstaan jy nou hoekom dit nodig was vir Josef om verkoop te word en hy sy reputasie moes verloor?
God kan nie 'n persoon in bevel van 'n nasie aanstel, tweede in bevel van 'n nasie aanstel, as hy nog steeds behep is met sy reputasie nie. En ek wil vir jou sê, ek sê dit hoeveel keer, ons moet niks word nie, dat God alles word. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. As jy al jou eie waardes verloor het, en al wat jy oor het is daai goddelike karakter, Boeta, Sissa, dis dit al wat jy nodig het. En ek wil vir jou sê, 'n goddelike karakter in 'n man en 'n goddelike karakter in 'n vrou is iemand wat die karakter van God in sy lewe wil aanneem. God noem dit heiligmaking. En dit tref my. Is ons nog besig met heiligmaking in ons lewens? Hoe kan ek hieroor begin? Wel, die Bybel sê in Genesis 41 vers 51, en Josef het die eerstgeborene Manasse genoem, want, het hy gesê, God het my alles laat vergeet. Al my swaar kry en alles wat my familie om my gedoen het. Jy voel dalk nou jou pa het jou broer of jou suster voorgetrek en vir hulle meer geld gegee as vir jou, en in die erfporsie het jy minder gekry, en omdat jy teen jou pa opgestaan het hy jou afgeskryf. Vandag het ons 'n generasie van mans wat al in hulle 40's is en nog nie mans is nie, omdat hulle nie paas gehad het wat hulle 'n voorbeeld van hom gehad het, voorbeeld gewees het nie. Of hulle voorbeeld kon wees nie. Jy sien, die geboorte van Josef se seun was die simbool van nuwe lewe. 'n Geboorte spreek van hoop. Geboorte spreek van 'n nuwe begin. En daar is hoeveel paas vandag wat hulle mislukte pogings in hulle lewens en hulle kinders probeer herleef, en dit is altyd onsuksesvol. Hou op iets in jou kind inforceer wat jy graag wou gewees het. Maak 'n nuwe begin met jou eie lewe. Moenie dit in jou kind inforceer nie. Nie in jou kinders se lewens nie, hulle het hulle eie lewens. Om weer nie te begin in die lewe, wil ek vir jou sê, moet jy God die voorreg gee om jou te laat vergeet van al die swaar kry, van al die verdriet en van al die bitterheid en van al die haat wat jy so gekoester het. Ons as Afrikaners het hierdie houding dat ons sal vergewe, maar ons sal nie vergeet nie. Natuurlik sal jy dit nie heeltemal vergeet nie. Maar wanneer jy daaraan dink, sal dit nie meer iets aan jou doen nie. Dit sal jou nie meer bitter maak nie. Al ry jy verby die huis waar jy in groot geword het en jy onthou van wat met jou gebeur het in daai huis, sal dit nie meer hou vas op jou lewe hê nie. Jy kan terugdink aan wat gebeur het sonder om pyn en haat en bitterheid te voel. Dis Josef. Hy kom met sy tweede seun en hy noem hom Ephraim, wat beteken God het my vrugbaar gemaak. Hoor wat sê hy? Ephraim beteken God het my vrugbaar gemaak in die land van my elende. As God nie vir jou opdrag gee om oor see te gaan bly nie, vlug jy weg. Dan hardloop jy van God se wil af. As God vir jou sê, gaan oor see, gaan nie oor omdat God wil hê jy moet oorgaan. En dit is sy wil. Bid jy nog oor sake in jou lewe? Bid jy oor jou besluite in jou besigheid? Bid julle nog saam in julle huwelik? Josef sy nuwe hoop en nuwe lewe was moontlik om hy nie 'n wrok gekoester het nie. Jy sien, God het nie vir Josef vergeet nie.
Want God was wakker oor sy woord om dit sorgvuldig na te kom in Josef se lewe. Maar jy moet God toelaat, Boeta. Sissa, jy moet God toelaat om jou karakter te vorm volgens sy wil, want God is besig om nou in ons generasie manne en vroue op te wek wie die reputasie neerlê en die karakter van heiligmaking nastrewe van God in sy lewe. Hy wil hê dat ek en jy dalk vandag dieselfde gesindheid as Josef sal hê teenoor ander mense en selfs teenoor ander gemeentes. Moenie afgunstig teenoor ander godsmanne en vroue wees nie. Kan nie dink mans praat teen ander godmans en teen godvrouens nie. Ek waag dit nie. Maar ons het in 'n stelsel vasgevang geraak dat ons voel ons kan sê wat ons wil. Ons het 'n hoop in Suid-Afrika waarin ons nie beskaam staan, want God se wil sal seëvier. En ek sê vir jou al hierdie goed van Josef en deel met jou al hierdie om jou net te laat verstaan hoe kosbaar jy is en waardevol en dat sy plan met jou lewe nie aan die einde is nie. Dis nou die begin. En dat jy van bitter na beter en dat jy sal oorgee. Here, hier's 'n man en 'n vrou wat nou luister, wat nodig het om oor te begin. Dankie dat die put die pad na die paleis toe was. Dankie dat U wil die beste vir my lewe is, en vir hom en haar wat luister. En nou bid ek, Here, dat hy en sy gedurig deur sal werk aan hulle karakter in Christus Jesus. Here, dankie dat ek en hy en sy kon hoor vanaand, dat ons ons reputasie kan neerlê. En vanaand wil ons niks word nie. Vandag wil ek niks word nie, dat U alles word. 'n Nuwe begin, Here, vra dat verandering by my plaasvind. Nie by my buurman, nie by ons regering, nie by leiers, nie by my man, nie by my vrou, nie by my kinders, nie by my baas nie, maar by my. Begin by my. Here, ek bid vir haar en hom, vir krag, selfs in hierdie oorbegin, vir wysheid en insig in Jesus se naam. Amen. Dit is my lekker gewees om saam met jou te kuier en sien uit om 8:00 môre aand weer so saam met jou te kuier. Moenie uitmis nie. My nommer en verskyn op die platforms. Gaan, as jy nog nie op ons groepies is nie, stuur net 'n WhatsApp en ek laai op die groep en man, ons is bykans 100,000 followers en aan die Here al die eer op Facebook. 100,000 en 57,000 op TikTok. En ek sien vanmiddag dat ons is 3,6 miljoen al vir die laaste maand wat aktief op die blad was. Dankie Here vir hierdie blad. Dankie dat U vir my bid. Ek bid vir jou. Onthou ook, as jy WhatsApp stuur, is daar outomatiese nommer. Dit is ons spreekkamer. Sou jy vir 'n beradingssessie wil boek, is jy meer as welkom. Dit is my altyd lekker om saam met jou te kuier. Sien uit om môre saam met jou te kuier. En mag jy een besonderse aand hê. Goedheid en guns. God bless.